Ok, julle, so ons het met future values gewerk of toekomstige waardes en nou in die tweede deel werk ons met present values, huidige waardes. So dink 'n bietjie aan die konsep, né? Wanneer ons future values doen, dan werk ons uit wat is die toekomstige waarde van my belegging of die anniteit, hierdie stukkie paemente wat ek per maand maak, wat gaan dit werd wees na 'n aantal paemente? Nou present values of huidige waardes is wanneer ek byvoorbeeld 'n lening vat. Nou onthou future values, ek ken nou die geld nie, jy maak maandelikse paemente, maar met huidige waardes ontvang ek die geld. So dis wanneer jy die lening vat. Soos byvoorbeeld hierso vat Simon vat 'n lening vir 80.000. Kom ons sit net gou hier 'n ander kleur. So hy vat 'n lening vir 80.000, dit sien ek. En hy leen die geld teen 'n rentekoers van 8,5% per jaar maandeliks saamgestel en dan vra hulle hierna bereken sy paemente vir die lening wat oor 5 jaar is. So future values spaar ek voor, ons skep 'n delgingsfonds, ons 'n spaarrekening. Huidige waardes wanneer ek geld leen en ek kry onmiddellik 'n bedrag van die bank af. En hier sit ek met die bedrag. Wat gaan ek terugbetaal op daardie bedrag? Nou die formule van die present value of die huidige waarde is P is gelyk aan en dan X soos in die verlede, die ander een was mos X was mos die paement, 1 minus 1 plus I, door die mag min N, alles oor I. So, kom ons kyk gou wat alles beteken. Ons gaan sommer so sê, wat is P? P is die uitstaande balans. So dis eintlik die in bedrag wat jy leen, hè? Soos die 80.000 in die geval. Okay, X, wat sal X wees? X is my maandelikse paemente. En dan N, ek net gaan dit highlight, is die aantal paemente wat ek nog moet maak. Okay, daar by future values was N die aantal paemente wat ek gaan maak. Omdat hier gaan jy afbetaal, jy gaan paemente moet afbetaal en daai N verwys na die aantal paemente wat jy nou nog moet maak. Ok, so ons gaan nou al hierdie goedjies in vervang, kom ons gaan terug na ons pen toe, ons kyk na die probleem sê, P, weet ek wat P is, weet ek wat die bedrag is wat ek geleen het, ja natuurlijk, 80.000, en ek dink hulle vra hierso, bereken die paement hierso, so ons soek die X, ok, nou I is mos my rentekoers, né? Nou die rentekoers is 8,5, ons skryf dit in desimaal 0,085, dit is maandeliks saamgestel, hulle sê hier soos maandeliks, ok, en dink 'n bietjie hoeveel paemente moet hy maak, dit is 5 jaar, maal 12, so daar is 60 paemente wat ons moet maak, minus 60, sluit die hakie, en nou I is mos presies wat ons bo gehad het, 0,085, alles op 12, en nou weer eens, nou moet ek X bereken, so ons gaan 'n paar goedjies doen hierso, ek net gaan omblaai, goed, jy kan alles in jou calculator insit as jy wil, maar as jy bietjie sukkel, vat daar die eers oor, so die 80.000 hier, gaan ek maal met daai 0,085 op 12, ok, en dit gaan gelyk wees aan die X en alles wat nog oorbly, 1 minus 1 plus 0,085 op 12, minus 60, sluit my hakie. Nou kry ons nou X alleen, so om X alleen te kry, gaan ek mos beide die kante deel met hierdie hakie, so X gaan wees 80.000, maal ek met die 0,085 op 12, en ek gaan dit deel met hierdie gevreesde hakie, het ek gesê 60, ek bedoel 60, né? Min 60, en sluit hierdie hakie, ons gaan alles in ons calculator insit, en dan kry ek 1.641 rand
en 32 sent. So dis my maandelikse paaiemente wat ek op daardie 80.000 gaan afbetaal. Okay, so ek wil net gou hier inskryf om spasie te maak, so die paaiemente wat ek nou uitgewerk het, gaan ek dit net hierbo inset, is 1641, wat was die kommas, 0,32, okay, so dis die my maandelikse paaiemente, en ek gaan net gou hier so skoon maak, so kom ons maak hier so skoon, en dan beantwoord die vraag wat daarop volg, né? Okay, ons kyk gaan na die volgende vraag hier. Die uitstaande balans van die lening na 3 jaar. So, ons vat 'n lening oor 5 jaar, maar hulle vra, wat gaan ek nog skuld na 3 jaar? Nou, inteendeel, so, kom ons kyk na ons present value formule nou weer, né? Ekskuus, my stem is 'n bietjie hier vandag. Okay. Sien, nou het ek my paaiemente, so ek het my X, so wat gaan ek nou uitwerk? Sien, ek gaan my P uitwerk, want hulle vra, hoeveel skuld jy na 3 jaar? Nou? Okay, so, ons het nou X uitgewerk, so ons soek nou vir P. Nou X is mos daar 1641,32, hakie, 1 minus 1 plus my I in die geval is mos 0,085, né? 0,085 en dit is op 12. Okay. Ons moet uitwerk hoeveel paaiemente moet ek nog maak. Nou dink 'n bietjie hulle vra, hoeveel skuld hy na 3 jaar? So hoeveel paaiemente is er nog oor? So daar's nog 2 jaar se paaiemente oor. So daar's nog 24 maande se paaiemente oor. So ons gaan skryf hier minus 24. Ons gaan hierdie toemaak en ons gaan alles sit op 0,085 op 12. En as ek al daai goed in my calculator insit, sal ek die waarde kry van P, die waarde wat ek nog skuld, die uitstaande balans, en dit gaan vir my 36.000 gee, 108 en 14 sent. Moenie afrond in die middel van hierdie formule nie. Probeer net alles op een slag op jou calculator insit, né? Okay, so ek gaan net die bedrag hier inskryf. So ons skuld na 3 jaar nog 36.108 en 14 sent. Okay, kom ons maak hier skoon. Ons kyk na die derde vraag. Hulle sê the amount that would be saved by settling the loan after 3 years. Nou, dink 'n bietjie hier aan. As ek na 3 jaar hierdie nog skuld, hierdie bedrag hier, kom ons merk dit in rooi. So ek het na 3 jaar skuld ek daai bedrag hier. Okay? En dan kan ek dit settle. Maar as ek dit nie sou settle nie, en ek gaan nog steeds maandeliks afbetaal, dan beteken dit mos nou, ek gaan nou nog maandeliks hierdie 1.641 rand en 32 sent moet elke maand betaal vir daai 24 maande, né? Wat nog oor is. Wat dan vir my 'n bedrag gaan gee van 39.391 en 68 sent. Okay, so as ek dit nou elke maand nog so aanbetaal het, sal ek daai hoeveelheid geld nog gespandeer het. Maar as ek kontant gehad het na 3 jaar, dan kon ek net dit gaan betaal het. En dis wat die vraag vra, hulle sê, bereken die bedrag wat jy sou spaar, indien jy dit sou klaar betaal het na 3 jaar. So my besparing, né, gaan letterlik wees hierdie 39.391,68 sent. Ek gaan die 36.000 wat ek kon betaal aftrek van mekaar af, en dit gee vir my 3.283 rand en 54 sent. So ou kan eintlik sê, so hierdie geld wat ek bespaar het, sou inteendeel dan die rente gewees het vir daai 2 jaar wat oorgebly het, as dit sin maak, né?
Ons is nog steeds besig met huidige waardes waar ons 'n lening vat en ons moet die lening terugbetaal. Hier het ek nog 'n voorbeeldjie. En hulle sê Lerato het 'n lening gevat van R100,000 wat ek het net hier mooi gaan merk. So sy vat 'n lening van R100,000. Die lening stipuleer dat daar 238 paemente gaan wees. So die bank sê ons soek die R100,000 obviously met rente moet jy terugbetaal oor 238 maande. En teen 'n rentekoers van 18% en dit word maandeliks saamgestel. Maar dan is hier iets baie besonders. Hulle begin 3 maande na die lening toegestaan is, begin hulle eers met paemente. Okay, so dis nogal belangrik. Nou, jy moet in ag neem wanneer 'n ou geld spaar en jy begin bietjie laat betaal, dan het dit nie eintlik 'n uitwerking nie, want jy begin net later spaar, né? Maar wanneer jy geld skuld en jy begin 'n bietjie later betaal, dan is daar implikasies. En die implikasie is dat die bank gee vir jou die R100,000. En in geen wêreld gaan hulle vir jou verwag dat jy 3 maande later kan betaal en hulle word geaffekteer nie. So dit beteken dat jy die R100,000 ontvang, dis in jou bank. Nee, en onthou die eerste maand is altyd gratis, ons het in die vorige video gesê, maar dit beteken daar's 2 maande wat eintlik jou bank daai R100,000 gaan 'n bietjie rente groei. En so jy gaan nie net 100,000 skuld nie, jy gaan so rapsie meer skuld. En ons moet eers gaan uitwerk, wat gaan ek nou eintlik wat gaan my P-waarde eintlik wees in my present value. Die P-waarde kan nie die 100,000 wees nie, want daar's 2 maande wat dan nog met rente bykom, so ek gaan dit moet uitwerk. So kan jy onthou wat ons gedoen het in graad 11, ons het mos net gewoon 'n enkelvoudige rente gebruik, en ons het gesê die beginwaarde van hierdie was 100,000, 1 plus I, die I was 0,18, dit word maandeliks saamgestel. Maar daar was 2 maande wat daar rente groei, het ek na hier 10,000, dis eintlik 100,000, en as ek daai insit, sal jy sien, dat jou P-waarde nou eintlik 103,022 is en 50 sent. Okay, so wanneer ek nou my present value formule gaan gebruik, dan sit ons P is gelyk aan X, my vierkantige hakie, 1 minus my ronde hakie, 1 plus I, min N, sluit jou hakie, alles oor I. Ne? Nou, wat weet ek? Ek weet dat my P-waarde nou op die stadium die 103,000 is. Ne? So hier by P se waarde gaan ek daar 103,022,50 hier moet insit. Ek dink ons moes X uitgewerk het. Ek het bietjie kyk wat die vraag vra. Die vraag vra bepaal na maandelikse paemente. Korrek. So ek moet X gaan uitwerk. So X gaan ek nog moet uitwerk. Ons weet hierdie is 1 minus hakie 1 plus. Ons weet wat is ons I, ons rentekoers, was dit 18%. Ek het bietjie vergeet. Ja. So dis 18%, so hierdie is 0,18, alles op, dit word maandeliks saamgestel, dit kon ek onthou. En dan sê hulle, onthou hulle sê vir ons in die begin, dat daar 238 gelyke paemente moes gewees het, so dit weet ek nou. So hierdie is 238, omdat daar 'n minus voor dit. En dit alles op, ek gaan dit net hier so skryf, sorry daai lyn in die middel, en dis alles op 0,18 op 12. Okay, nou hoe gaan ek weer van my X alleen kry? Ons gaan eerstens weer hierdie breek oorvat, so ons gaan die ander kant maal met hom. So ons het gedeel met die breek aan die kant, en nou gaan ek net maal met daai breek, né? En dan gaan X hierdie enorme hakie net na dit staan, dit gaan nog hier bly. Okay, so al daai goedjies bly mos dieselfde, né? So X gaan wees, ek gaan nou net aan albei kante deel met hierdie groot hakie, so X gaan gelyk wees aan hierdie 103,022,50, wat ek natuurlik moet maal met die 0,18 op 12. Okay, en dan gaan ons die hele spul deel met hierdie groot hakie 1 minus 1 plus 0,18 op 12 minus 238, skryf verkeerd,
238, sluit my hakie, en dan gaan X net vir ons R1591 wees en 35 sent, en dit gaan, wat is die meisiekind se naam, Lerato? Ja, Lerato se maandelikse paaiement wees. So is belangrik, wanneer jy later betaal, jy gaan baie sien van hierdie, jy kry baie advertensies, as sê hulle, koop nou hierdie kar, en begin eers volgende jaar in Januarie betaal. Dan klink dit, dis 'n winskoop. Ek gaan eers vir 6 maande begin betaal, maar jy moet onthou, vir 5 maande van daai 6 gaan er nog 'n bietjie rente bykom, en dan skop die hele transaksie in plek, né? So onthou, daar's niks is verniet nie, so daar is altyd rente, al is daar 'n tydperk wat jy nie betaal nie. Ons is steeds besig met huidige waardes, en hier 'n voorbeeldjie, en hulle sê Candice leen R100,000, rentekoers is 10%, saamgestel maandeliks, sy betaal R5,500 per maand terug, maar hulle sê die laaste maand gaan minder wees as 5,500, en ons sien dit gereeld, wanneer jy een of ander iets afbetaal, dan maak jy maandelikse paaiemente, en dan is hy laaste paaiement dalk bietjie minder as wat jou paaimente gewoonlik is. So hulle vra, hoeveel maandelikse paaimente sal Candice nou eintlik maak om hierdie lening klaar te betaal? Onthou, dis 'n lening, sy het daar reeds die geld, so ons gaan ons present value formule toe, wat 1 minus 1 plus I is, tot die mag min N, alles op I, en ons gaan nou alles invervang wat ons het. Wat het ons? Vir 'n begin, sy het 100,000 geleen, so die geld is klaar na bank, so ons weet wat die P is, daar is 10,000, daar is 100,000. Weet ons wat X is, die maandelikse paaimente? Ja, ons weet, is 5,500. Okay, een van hulle gaan wel 'n bietjie minder wees, dit weet ons. 1 minus 1 plus I, wat is die rentekoers? 10%, soos 0,1. En is maandeliks saamgestel, en dit is vir 'n tydperk van N wat ons nie weet nie, en dan my I onder is weer net 0,1 op 12. En onthou in die verlede, as ons 'n onbekende die regterkant wil uitwerk, dan gaan ons, in plaas van dit te deel met hom in die kant, gaan ons maal met hom in die ander kant. So hierdie 100,000 hier, gaan ek maal met daai 0,1 op 12. Is gelyk, en dan weer daai hele storie, maar ek gaan sommer in een stapie nou ontslaa raak van hierdie 5,500, omdat ek het gemaal met hom aan die regterkant, so as ek hom oor wil vat, gaan ek met hom deel in die regterkant, so net 'n bietjie tyd te spaar, en dan wat ek oor het is, hierdie gevreesde hakie, né? Daar is 12, skies, daar was 12 gewees, hoor, nie mooi uitgekom nie. Okay, en nou is ek op hierdie posisie. Nou ons kan nou van hier af gou al ons goedjies in ons calculator insit, en kom ons prop gou hierdie hele storie in ons calculator. En as ek dit doen, gaan ek nou sommer net shortcut, net sommer invul. Okay, so as ek daar hele storieetjie in my calculator indruk, en nou so ek het gemaal met die breek, gedeel met die 5,500, dan kry ek in die kant 5 op 33, omdat hou dit in 'n breek, moenie afrond nie. Ons mag nie afrond in die somme nie, so dis baie belangrik. Nou gaan ek van hier af, ek wil 1 oplos, so ek gaan hierdie term hier, nie die 1 nie, gaan ek oorbring dat hy positief word, so dan word hierdie net 'n positiewe hakie, 0,1 op 12 min 1 en, die 1 het ek daar gehou, ek het net die min hakie oorgevat, en dan vat ek hierdie enetjie weer oor in die ander kant, so dan word hy mos minus 5 op 3, né? Okay, dit lyk baie obvious. Okay, inteendeel, ek het nie meer, ja. So ons kan nou dalk hierdie gaan ons calculators insit, hierdie stukkie, maar ek gaan nie eens moeite doen met dit nie. Ek weet nou klaar, ek met 'n eksponent uitwerk, gee my logaritmes idees, né? Ons gaan nie sukkel nie, ons gaan dadelik ons logs gebruik. Kan jy onthou, so ons vat log van die base, en wat is die base? Kom ek haal daar die base. Log van die base, so dit gaan ons hier onder insit, so hierdie is 1 plus 0,1 op 12, so daar is ons base, en dan ons antwoord, en hierdie is ons antwoord, ons kan dit eers gaan vereenvoudig as jy wil, ek gaan nie eens moeite doen met dit nie, en dan my antwoord,
gaan ek hier invul, so hierdie is 1 minus 5 op 33, en dit gaan my gelyk wees aan my eksponent wat 'n min n is, en dan al wat ek gaan doen is, ek gaan net daar in my calculator insit, en ek gaan n vind as 19,798,40405. Okay, ek het dit nou nie afgerond nie, want dit is belangrik dat jy sien wat hier gebeur. Okay. So hierdie 19,79 doetjie verwys na, daar's 19 paemente van 5.500 gewees, en dan gaan daar 0,79 paemente wees van 'n kleiner bedrag. So in totaal weet ons dat daar 20 paemente is, en dis die vraag wat hulle gevra het, soos 19, iets, en die rede hoekom met 'n komma is, omdat die laaste paement nie 5.500 is nie, so 'n bietjie minder, en ek dink dan beantwoord die vraag, hulle vra hierso, hoeveel maande het ons betaal? 20 maande, ja? Wat nou belangrik is. Nou gewoonlik sal ek hierdie nou uitvee, ek gaan nie, want die volgende vraag vra, wat sal die uitstaande balans wees na die 19de paement? So, ons weet nou, dat daar 19 paemente is van 5.500, maar die laaste paement, hoe groot gaan hy wees? Dis wat hulle eintlik vra. Nou kyk of hierdie sin maak vir jou. So kom ons gebruik ons present value formule, wat ons nou weet, want onthou ons skuld nou nog 'n stukkie van 'n paement. Hulle vra hierdie keer, wat is hierdie paement? So ons gaan ons x moet vind. Nee, ons gaan ons P moet vind, ons weet nog steeds wat die paement is. Die paement is 5.500 van die begin af, maar hulle vra, wat gaan die laaste paement wees? Wat is die laaste stukkie wat ek skuld? Die vraag sê, what will be the outstanding balance? En die outstanding balance, die uitstaande balans, sal dan obviously my paement wees, né? Okay, so ons gaan vir P soek hierso. Okay, wat het ek die paement is? Ja, dis 5.500. 1 minus 1 plus I, het ek my I, ja, wat net 0,1 is mos maandeliks saamgestel, né? En dan hoeveel paemente is oor? Sal dit sin maak as ek dit sê, hierdie stukkie, minus 0,79840,408, ek dink daar 405, dink ek, ekskuus, 405, is belangrik dat jy jou calculator gebruik, memoriseer daai laaste digitaal, daai laaste desimaal, of skryf hom net ten volle neer, okay, en dan al hierdie op 0,1, alles op 12, né? En as ek al daai goed in my calculator insit, dan kry ek P as R4.385,57. So dis my laaste, dis my uitstaande balans. Okay. Die vraag is, sal jou uitstaande balans dan ook jou laaste paement wees? Nee, want onthou nou, dis wat ek nog skuld voor my laaste paement. So, daar moet nou weer 'n maand se rente bykom by hierdie ding. So, en ek dink dis wat vraag 3 sê. Hulle sê, wat sal die finale paement wees? Die finale paement gaan ons nou obviously met uitwerk, en onthou nou, ons weet nou presies waar ons is. Wat skryf ek nou, junk? Ekskuus. P is gelyk aan A hakie 1 plus I tot die mag n. Ek gaan eerder hierheen verander. Ek dink dit gaan net meer sin maak. Ek gaan vat na A hakie P hakie 1 plus I, hier gewone saamgestelde rente. Ons moet dit vir 1 maand uitwerk. Het ek my P nou, ek het my P wat dan na R4.358,57. Ek wil rente uitwerk op dit. So dis moes 1 plus I, my rentekoers was moes 0,1. Dit was maandeliks saamgestel, maar ek moet dit net vir 1 maand uitwerk. En as ek dit gaan uitwerk, gaan ek kry 4.394,89. Dis net die rente op daardie 1 maand, en dit gaan dan my finale paement wees. So, bietjie triekie, jy moet mooi kop hou, so die laaste paement gaan ons, daar is ander maniere om dit ook te doen, so, hier is 'n hakie missing hierso, ekskuus, daar's ander maniere om dit ook te doen, hierdie is maar my manier, en daar is letterlik baie ander maniere, so gebruik die manier wat jy in jou klas hanteer, hoor, ek hoop hierdie maak sin.